net vir die kinders wat graad 10 tot 12 wiskunde opskynheid het, so 'n klein bietjie raad gee. Baie keer dan behandel julle, dan is julle besig om te skryf en julle is besig met die vraestel en dan kom jy op 'n punt wat jy net stak is. So my eerste tip vir julle is, vat 'n oomblik, haal net diep asem en dan lees jy weer jou vraag. Lees jou vraag met 'n highlighter sodat jy al die belangrike inligting kan haal uit, want baie keer dan mis julle dit wat hulle eintlik vir julle wil sê, want dit staan in die vraag. Die ander tip is, kyk na wat voorheen al gevra is, want onthou die vraag word gestruktureer op so 'n manier dat hulle jou ook half lei na die antwoord toe. So, gaan deur die vorige vraag, vra vir jouself af, hoekom het hulle vir my gevra om dit uit te werk? Hoekom het hulle my gevra om dit uit te werk? Hoekom het hulle my gevra om dit uit te werk? En dit gaan jou dalk ook lei na die antwoord toe. Die ander ding is, as jy nie weet hoe om tot by die eindantwoord uit te kom, doen net iets. Onthou, by skynheid kry jy punte vir jou formules, jou instelling en jou waardes. By wiskunde, kom ons sê jy is besig met trig. Jy kry punte vir elke een van jou stappe. So nou het jy 'n 8-punt som, maar hy lyk so scary en jy weet dat jy heel verboureerd raak en dan doen jy niks nie. In plaas van dat jy net 'n paar stappe, al doen jy net iets. Onthou, 2 punte of 3 punte uit 8 punte uit is beter as niks. En by skynheid baie keer kan jy al die stappe doen, jy weet net nie hoe om by die laaste deel te kom. So dan gaan jy nog steeds vir die grootste deel van jou antwoord jou punte kry. En die ander tip wat ek vir julle het, onthou, skynheid en wiskunde is metodies. So ons moet metodies en analities dink. Vra altyd vir jouself af, hoekom het hulle vir my hierdie inligting gegee? Moet ek dit nie ergens gebruik nie, veral by meetkunde? Vra vir jouself af, hoekom het hulle vir my daai hoek gegee? Of hoekom sê hulle vir my daai is 'n gelykbenige driehoek? Of hoekom het hulle vir my daai spesifieke hoek gegee? Want as jy daai tipe goeders doen, so metodies en analities, so stap vir stap werk, dan sal jy by jou antwoord uitkom. Die grootste fout wat jy kan maak is om angstig en paniekerig te raak, want dan kan jou brein nie helder dink nie. Sit terug, haal 3 diep asems en lees jou vraag weer, gaan deur daai stappe, vra vir jouself die vraag en dan sal jy fyn.